Goeie manne, nou dis 4 uur die oggend. Supercars Advances sal op pad om terreins vir goud diesel gooi. Ek en Peer is op pad Bloemhof toe en ons kry vir Gareth en vir Heinrich Klein. Ons hengel die naweek hengel ons 'n proef, so ons gaan sommer so 'n bietjie skat. En kyk wil die visse byt my tyd vanmôre hoor. Ek het nou twee kortbroek aan. En kom ons doen dit. Dis hoe ons rol hier met die visvang. So let's see if we can do it. Nou, ons is nou net deur Wollies, ons is nou so presies 5:30. Gareth Pettler ry agter my. Ons kry vir Heinrich Klein by Bamboes. Ons hengel die naweek hengel ons proewe, sentraal Noordwes proewe en ons wil graag kyk wat die aangaan. En dis die rede hoekom ons so vroeg opstaan en ons wil natuurlik weer 'n DVD maak, maar soos ek nou op die temperatuurmeter kyk, 4 grade, so die winter het sy tande uit en ek dink daar's 'n maksimum van 13 voorspel. Die naweek lyk beter. Maar ons gaan vir julle alles wys, dit alles net om 'n visie te vang. Nou, ons is seker by een van die mooiste dele in die land en dis Bloemhof Dam Bamboes. En dis 'n natuurreservaat, dis net vir georganiseerde hengel. Jy kan ongelukkig nie hier privaat kom hengel nie. En dis die eerste oggend wat ek nou sê wat knyp Gary. Ja, jy fris. Ek het natuurlik die kortbroekie aan, maar ek het my langbroekie ook in. Ek kan guggel, hy sien my nie met 'n langbroekie, maar ek gaan vandag met 'n wyder hengel. So maar nie glo nie. Nou ons hengel Saterdag proewe hierso en dis maar die rede hoekom ons gekom het. En om vir julle 'n bietjie iets te wys, ons hoop ons vang 'n visie aan. Wat sê jy, gaan ons hulle vang? Jep. Water is konstant. Hy's nie uit afgekoel. Hy was so 2-3 weke terug was hy nog 21. Hy was nou die naweek verlede naweek na die klomp reën het hy gekom na 18 toe, maar toe baie reg groot visse. Toe eet hulle. Nou, dis goeie nuus nou. Gary, ons is hier om 'n plan te maak so. Hoe sê hulle? Rig teen die muur, ons gaan die ding doen. Nee, ons gaan verseker. Kom ons doen dit. Om lekker die ganne gelaai is. Kyk en hier is my volgende lekker. Kyk hy, dis al 'n mooi storieetjie. Julle sal sien, ek het die meetpenne uit. Ek het nou genade. Ek het by sekere afstand in my kop wat ek wil hengel en dis 105. So hierdie penne is 5 meter uit mekaar uit, wat beteken dis 21 reps. En die rede daarvoor is omdat ons hier oral baie gehengel het, weet ons, jy weet omtrent wat om waar te verwag. En om een of ander rede, veral as dit winter raak, is die vis geneig om in die dieper water meer konstant te wees as hier in die vlakwater. En die rede daarvoor is die water koel so vinnig af as hy vlakker word as bietjie dieper. Die ander stokkie gaan ek 'n tipiese 85 hengel. En die rede daarvoor is om daai vis wat op die bank afwy ook te probeer vang. Maar hierdie gaan my banker wees vir die dag. Ek gaan hom die hele tyd op daai afstand hou. Nou, omdat dit Bloemhof is en hier oor die algemeen 'n bietjie groter vis is ons baie lief om pitte in die voer te sit. Ons het nou al op vorige kere vir julle ook dieselfde gewys. Wat lekker is hy hierdie self oop maak so steempie. So maak hom oop,
baie belangrik is om daai watertjies uit te gooi. Julle sal sien daar so in brine, met ander woorde, dis so 'n bietjie van 'n bitter of 'n souterige water. So jy gooi daai watertjies uit, skep vir jou skoon damwater. Rins hom net so 'n bietjie laat jy net 'n skoon put kry en dan kan jy dit in die voer gooi. So ek gaan so 'n halwe blikkie pitte by my voer nou gooi vir 'n begin, net om daai grouwigheid daar te kry. En dan deur die dag dit al hoe meer en meer doen en te kyk of kry ons nie daai vis om te reageer op die mieliepitte en die grower aas nie. Nou, wanneer jy baie voer in die water wil sit, jy kan sien hierdie voerbol is nog baie sag. En dis hoekom ek ook baie lief is om die veertjies te hengel. Want as jy daai sagte voer opsit, jy kan daai kans vat. En die veertjie help jou om daai voer vas te hou. En daai voer is dan baie vinnig en baie maklik af. En jy vorm hom baie vinnig om vir jou voerballetjie te maak. Ek het besluit vanoggend om 'n kort plan en 'n dieper plan te probeer. Bietjie ervaring uit vorige events. So aan hierdie kant het ek 'n 9 voet Kaap Trent met 'n 5000 booster op, en aan hierdie kant gaan ek met my Razor 11 voet en die 6000 gaan ek bietjie dieper hemel. So hierdie stok het ek op 98. Die rede daarvoor is daar so effens 'n windjie, so ek wil nou maar net 'n paar meter skiet vir die bak, en dan aan hierdie kant het ek hom op 68. Want ek wil op 65 en 95 is min of meer wat ek in gedagte het. Een van die goed wat ek graag wil na kyk vandag is, ek gaan 'n plain yellow soft onderhengel met 'n amandel deegie. En dan op die bol gaan ek definitief Black Widow, wat maar jou duivelsrek FX is. En dan aan die ander kant wil ek graag kyk, hierdie garlic super softs, hierdie het bietjie meer fluorescent in. So ek gaan hom met 'n Devil's Fork deurgehengel, om te kyk op daai 95 afstand of maak dit nie 'n verskil nie. So ja, ek gaan die boonste hoekie wat ek gaan doen is, ek gaan hierso op 'n deegie hengel om te kyk, is die vis op die bodem of eet hulle in die lug. So dit is maar vanoggend se plan. Ek glo ons gaan 'n paar vis kry. Daar's lekker baie water of lekker baie voer in die water nou, na die Champ of Champs en die karp ouens wat hier was. So ja, kom ons kyk maar wat gebeur. Ja, môre, dit is een van die chilly oggende wat 'n man sê, ja, jy weet nie, ander kan nie so koud kry nie, maar dis maar een van die dinge. Plan vir die dag vir my is, ek gaan altyd met my stokke begin, een so op 95, en die ander gaan ek miskien op 55 gooi. Want ek weet vroeg in die oggend is geneig om die vis bietjie op 55 te kry. Later in die dag gaan hulle dood, want in die agtermiddag, dan kry ons dat ons op 95, 105, is my, ek hou daarvan om daar te hengel. Ek het ook baie sukses daarmee gehad op daai afstande. Ja, en dan die aas wat ek gebruik is, die een gebruik ek anys floutie, net so 2 anys floutietjies opgehak met 'n bol, en dan sit ek bietjie, daar's FX, is maar net 'n groter weergawe, wat ek by Skalla gekry het.
Dat ek op daai bol gooi en hierdie ene gooi ek garlic 3 klein softies, garlic oesertjies op die naderstok met 'n klein bietjie TCP op die bol. So dan sal ons kyk hierdie dag verander hy, want ek sien die wind kom, dis 'n halwe westewind, noordwestewind wat waai, so ons gaan maar kyk wat maak die wind of hy gaan optel. Dan sal ons bietjie meer groenvloer sien gooi saam met dit. So ja, maar kom ons hoop, ons kyk, ons kry vandag, ons laat hulle 'n bietjie bymekaar maak en kyk wat ons kan uitvind wat gaan aan in hierdie skielike koue wat kom. Alright, so ek is so 'n bietjie stad of dit ou op. Ek hou van die stads, veral in die koue. Daai winter green reuk. So net tussen aangangsfase en dan bo-op sit ek so 'n bietjie perre by. Dis 'n kombo wat ek baie van hou in Bloemhof. En dan 'n bietjie black widow. Ek sit maar die dip wat die oliebasis is eerste op en dan draai ek hom maar net toemaak met die wat nie 'n oliebasis is nie. Om hom onder te kry. Dis maar die storie en dan onder is nou maar net daai is die Country Super Softs met daai wit amandeldeegies. So dit is baie mooi as. Dis wanneer jy die jong manne saambring, want kyk daar, met daai voetjies in die water, ek is nog droog, ek gaan nou my wader aantrek. Ek gaan my baadjie vir jou gee. Dat die lekker ding van hierdie short range tactical en die klein boostertjie. Dis regtig asof jy niks in jou hand het nie, dit is die ongelooflikste gebalanseerde gereedskap wat ou kan kry. Ek het eintlik verwag dat daai langstok eers gaan loop, maar ek het nou eers gestaan en voertjies gooi, so ek dink ek het hulle bietjie skrik gemaak en toe loop die kort stokkie nou. Dis die enetjie wat ons op 75 het. Sal hy weg? Dankie Gary. Hy laat my baie aan myself dink. Vreeskoos. Baie dankie. Die watertjies lyk dit vir my regtig koud. Nou ek maak hierdie voer nou papwatersag dat ek voer kan agterlos, want in hierdie stuk water moet jy voer los, anders jy weet, hier teen vanmiddag is jy net te ver agter, maar omdat die ouens se voer agterbly. So jy sal nou sien daar
nou vreeslike sagte voer op. En die veertjie maak dat hy natuurlik maklik sit, dat daai voertjie kan agterbly, so as hy visie byt, laat dit daar bly. Legend, moet heuning in die dam, natuurlik baie goed. En wat ek by hom sit, Black Widow en Jana, nog altyd een van my gunstelings. Ek gaan hierdie bol so 'n bietjie inkleer, laat ons 'n bietjie kleur inkry. Dis natuurlik heeltemal amper teen my grein om so te hengel, maar hoe sê hulle? In the land of the Romans, you do what the Romans do. En dan terug in die kassie. Ja, daar gaan my langstokkie 'n bietjie lank gelê. Maar nou moet ek vir julle bysien, ons moet net regverdig wees teenoor die temperature. Nou hierdie ouetjie is op 105. Ek het nou staan 'n voer gooi op 90 sodat as daai vis aan die gang kom, kan jy of agter die voer hengel, wat hulle baie lief is om te doen, net agter die voer of op die voer. En ek kan nie wag dat dit bietjie warmer word nie, want ek dink die tempo gaan net al vinniger en vinniger gaan. Op hierdie enetjie het ek my ou gunsteling, en dis natuurlik perreby en chop chop en 'n bietjie duiwelstrek op. Onder het ek 'n klein wurmpie met 'n garlic oezertjie en bo Oranje Jana harde flout. Hy's voel bietjie kleiner as daai enetjie hoor. Ek gaan nie net in my broek aantrek, ek gaan nou my broek aantrek. Okay. Nou kom ek net vir julle wys daaronder sonder klein stukkie slangwurmpie met 'n wit garlic ouzer. Op die voerbol superkaas se nuwe Oranje Jana floutjie. So ek net gesê het my all-time favorite natuurlik perreby en chop chop. Jy kan nie bloemhof hengel as jy nie dit opsit nie. En dan het ek natuurlik 'n druppeltjie duiwelsdrek net bygesit om net so 'n bietjie in te kleur, soos julle daar kan sien. En dit is hy. Skit dan natuurlik. Gaat ons weer. Nou raak dit 'n mooi storie. Ja. As hy nou so reg. Mense, nou het ek uiteindelik my broek aan en 'n skep net. Nou die groot ding is ou moet baie versigtig wees. Hier waar die graslyn is gewoonlik waar jou kantjie afgaan. Dat jy nou nie ewe skielik oorloop en goemps onder die water in nie. So ek gaan maar net tot hier waar die grasies is en hom van daar af bestuur. Daar kom die vis nou eers op. Baie mooi vis. Dit is 'n goen. Baie mooi vis. Ja. Jo, scooter. Jo, so scooter. Lekker as hy so maak. Mooi om te sien. Hy sagte voerbol wat ons opgesit het, hy is af.
Dis 'n baie mooi vis. Ek gaan eers my broek reg aantrek. Jana ook, hoor. Ja. En hy het hom geëet. En hy was vinnig, hoor. Al wat ek verander het is, ek het 'n bietjie chop salt Tracer Banji gegooi. Nou hier het ek nou weer dieselfde, julle weet natuurlik perre by Chop, 'n druppeltjie van daai duiwelsdrek onder die wurmpie met die garlic oozer en bo die oranje nuwe harde Jana fluit. En hulle tel elke keer daai harde fluitie op die linkerkant het hulle nou wel die wasp sagte fluitie met die wit deegie. Kom sit hom terug op sy plek. Julle sal sien die wind kom van regs na links, so ek probeer my altyd bietjie improviseer vir die wind, so ek gooi hom bietjie meer regs en die oomblik toe hy nou die knip vang, dus die bolletjie nou bietjie gedrift, maar die lyn is reg en hy lê dalk so 5 meter links as wat hy moet lê, maar all is good. Wat 'n mooi storie. Ek het regtig gedink hulle het die maksimum wat hulle vir ons vir die dag bepaal is so 13, 14. Nou dis baie koud en vanoggend was dit 5. So die water is koel, buite omstandighede is koel. Julle kan sien hier kom daai klein donsies. Dis maar die koue wolkies. Maar soos Bloemhof is, sal die vis eet, hou, verhou en daarvoor is ons baie dankbaar. Ek was so 'n bietjie versigtig optimisties as ek dit so kan stel vanoggend, maar daar's Gary op my agterkant, hy is aan met 'n visie. Maar een stokkie is al 2 stokke is uit, al 2 het gebyt. Dat ek nou weer al 2 terugkry. Hier is nou weer my langer stok. Sê weer eens perre by Chop, triple duiwelstrek onder die wurmpie met die garlic oozer en bo die oranje Jana fluit, maar ek dink die belangrike deel is 'n ou met daai lyn kry waar die vis is. En puntinerig wees om hom daar neer te sit. Julle sal onthou ek het gesê toe ek gooi, ek het gekompenseer vir die wind. Hy was baie mooi op die merk, maar hy was so 5 meter links. Maar dit is my belangrik om hom eerder op dieselfde lyn te kry. En gooi groot balle, sagte balle met die veertjies. Ek het julle gewys van die pytjies wat ons bysit. En op hierdie stadium gooi ek genoeg konsentraat ook by om die vis te interesseer. En soos ek vir julle gesê het, ek het net nou bolle daar gooi en ek dink daai bolle gaan net nou groot maracas maak. Maar kom ek klim af en ek kom skep gou hierdie ene. Want ek staan nou nog bo op die wal. Ek het gelukkig my broek nou al aan. So ek is nou reg vir hulle en ek het my randflats aan. So nou is ons sharp. Natuurlik soos ek vir julle gesê, dis 'n baie diep oewer wat so afloop. En die vis bly teen daai kant opkom, so die vis is ver nog tot naby baie diep in die water. Tot wat hy nou teen die kant opkom waar hy nou voel, okay, en dan surface hy eers. So jy kry glad nie 'n vis wat daar binne opkom nie. Hulle kom almal tot hier naby en dan kom die vis eers op. Rede hoekom ons, julle sal sien ek hengel met daai DC Pro SWB Collection lyn, is om die lyn te sien, veral as die water so vaal is as hy nou is met die baie water wat ingekom het, kan jy daai lyn baie mooi sien waar die vis swem. So dis ook 'n baie goeie indikasie van waar jou vis is. Jy sal nou sien, hier begin hy nou teen die kant opkom, ek sien my leaderlyn,
En dan sal hy nou eers wys. Nou gaan hy aan 'n stok. Daar's. Dan hy taak, dis dit my pla. Right, soos julle kan sien, sulke mooi vis, flip. Alright, ja, kom ons, hier kom hier al die deur die gras geswem. Nee, kom jy, waar wil jy nou ingaan? Nou wil hy wil homself nou gaan ambush daar. Kom. Oomblik toe ek druk op hom sit, toe draai hy om dieper water toe. Hey, kom, hey. Baie mooi visse, hoor. Oh, lekker. Ek hengel met die DC Air en 'n ongelooflike ligte stok met my boostertjie. En die kombinasie natuurlik is seepglad en doeksag. Lekker my lolly. Love it when a plan comes together. Hierdie visse is lus om te beklei. My lolly. Oh, beautiful kops. Die skal is 'n ander stok. Korter ene. Maar dit is ook mooi vis wat die anders. Ja, moet sê, dis die eerste keer wat ek met hierdie short ranges vang en lieflik hanteer die vis. Ongelooflik mooi. Als hy by jou gaan vir jou lig. Kyk of hom die op te kan kry so. Nou net in 'n gatval aan. Ja, dit is. Wat is dit? Man. Ons land hier net op die movie terug. Yes. Also, dankie. Ja. Daai boonste hoek. Dis check hier mooi kop, check sy merk. Ja. Snap sy kleur. Ja. Hy het hom in 'n kuil getrek vir jou. Dit lyk my lekker ag hierdie vis. Dit is vir lekker lang net. Jy lekker vers skep. Ek kom hierdie ding tot hier miskien besluit hy dis nou so. Ek hoor net Katrina, dis net. Dit is soos wat hy nou het met daai op hout getrok. Dis baie soos like dan net. Wat is nou interessant? Hy het teruggebyt en weet nie so halfpad gekom en iewes skielik seker maar besef hy's gehak. As jy die frontplate druk, jy weet jy kan hom so fyn stel. Soos 'n halwe klik amper. Die dieperstokse het nou definitief vinniger gebyt. Al wat ek gedoen het is ek het die hoekaas wat nou bo deurkom, die Jana Ouflout, het ek nou onder gesit en bo
dan het ek onder net 'n klein deegie bygesit. So ek het die combo net 'n bietjie selle gehou. Parabay of Stadfit ou met bietjie Parabay en Black Widow. En ja, die twee Jana ou fluits is definitief vinniger. Jy weet, dis 'n fluit wat homself al baie mooi bewys het. Ek meen ons het die liga met daai fluit gewen. So definitief iets wat 'n moet is by Bloemhof. As jy nie wil visvang nie, moenie voer in sit nie. As jy voer in sit, jy visvang. So nee, as dit ons daai klomp bolle gegooi daar agter en dis nou regtig besig om af te kom. My linkerstokkie eet ook weer. So dis nou 'n mooi storie. Ek wou eintlik gehad het hy moet loop op terwyl ons hier besig, maar hy is besig om terug te byt. So ek dink hy swem teen die wal op. Maar kom ons los eers daai en dan vang hierdie ene eers. As iemand ooit weer vir jou sê dit gaan storms wees en dit gaan reën en dit gaan koud wees en dit gaan nie lekker wees nie en moenie luister nie. Kom vang vis, want al hoe jy vis vang is om hier te wees. Jy vang hom nie van die sitkamer so bank af nie. Doen die moeite, die vis byt regtig. Bloemhof is aan die brand, die ander damme eet goed. Ek wil net gou hierdie man skep voordat julle sien hoe storm hy daai gras. So doen nie moeite en kom vang vis. Ja, ek weet is 'n bietjie ongemaklik, maar dis alles deel van visvang. En onthou wat ons gesê het 'n bietjie vroeër, maak hy voer sagter, die water is 'n bietjie koud. Ek het my voer baie sag begin maak en ek het 4 vis laas 'n voerwol uitgetrek en hierdie goed lê nou enige iets hierso so by 10 minute rond voordat hy eet. So hy gooi daai voer af en dis wat jy wil hê. Jy wil nie hierdie voer moet saamkom nie. Maak die voer sagter, die veertjie maak dit vir jou moontlik om 'n lekker sagte voer te hengel. Nou, kom ons kyk of hierdie mannetjie nog aan is. Nou, hy het hom so lekker geruk en pluk. Toepa! Sit hy, klein stoutertjie. Nou kom ons gaan. Hoe sê hulle, hoe maak mens? As 'n liedjie wat ek altyd sing, oom olifant, jou reuse dier. Die mense lag vir hul plezier. Want waar het jy al ooit gesien van 'n slurpie van voor en 'n slurpie van agter? Ja, 'n mooi vis hierdie. Ek dink wat ook, ek wil amper sê baie belangrike rol speel, maar Bloemhof was nog altyd so dat konsentraat het 'n verskil gemaak. En wat bedoel ek daarby is, jy kan maar baie konsentraat opsit, maar as jy kyk na die kleur van die water, met al die reën wat ons gehad het, is die water baie vaal. So ek dink hoe meer kleur jy bysit en hoe meer konsentraat jy bysit, hoe meer aktiveer jy die vis. So dis belangrik om te kyk wat maak die water. Ek net kyk, hierdie man het nou gaan vassit. Ek weet nou nie aan wat nie. Dat ons net loer wat hier aangaan. Ja, kom hy weer, is nou maar net so teen die kant. So moenie bang wees om kleur te gooi as die water so lyk nie. Dis maar wat hy maak. Hulle reageer op baie geur en op baie kleur.
Skoeterasie. Oh, mooi kap. Kom nou. Nou, dat is vettie. Nou, daar is een van Bloemhof se beter vis. Kyk hoe lyk daai man se rug uit al 'n boggel. So dit was die onderste een, alright. So, al wat ek hier gedoen het is een Jana ou fluit. Jy kan sien my vingers is eraan, ja. En dan 'n klein Devil's Fork DG. En hulle tel hulle nou vinniger op. Die eerste paar het nou nie die eerste paar visies het die boonste fluit opgetel, die Jana ou fluit. Dis die enigste change wat ek gemaak het. Nou, die mooi ding van hoekies voor die tyd snoer is, hy het daai hoekie van my afgebreek, daar het ek gou enetjie weer opgesit. Net daai puntjie afbyt. Kapching. Ja. Hierdie een het van nou opgetel, het gelyk soos 'n reisieskeiken. Ek is nog besig om hoekie te knoop daar. Kom ons kyk net gou vir interessantheid. 2 minute en 30 sekondes. En dit wanneer Bloemhof dam begin reageer op voer en dit is so belangrik. Onthou ons het die pytjies ingesit. Ons het lekker grove voer daarin en hoe meer voer jy insit en hoe harder ons die konsentraat nou gooi, hoe vinniger eet hulle. Check hierdie man, hy is nou in daar is hy nou met knip. As hy nou uit die knip uit. Okay, so nou het hy alles opgevoeter. Maar dit is wat dit is. Ons weet gelukkig hoe ver hy is. So ons sal hom maar net weer gaan terugmeet. Nou ja, die mooi ding natuurlik wat ek altyd sê van die Akuma katrolletjies. Hoor hoe sag is daai drek van hom. Daai visie vat wat hy wil. Ek het hom so gestel as ek hom katrol en ek trek hom teen die vis vas, dan begin die rem gly. En jy kan hom natuurlik nou harder of sagter stel. En die mooi, en ek wil net dit vir julle wys. Daar's vas. Daai is vas. Die verskil tussen vas en los is dit. So dis die mooi van die quick release drek. En Akuma het hulle self, ek wil amper sê, in 'n ander liga gesit deur dit te doen, want dit maak visvang net soveel meer plesier. Kyk, daar het hy nou weer gedraai. Jy kan sien hoe skitter daai stok, daar gaan hy nou 'n bietjie vinniger. En kyk daai rem. Hy's doeksag. Daar die vis nou omgedraai. Nou kan jy weer 'n paar meter wen. En wanneer daai remsisteem so gestel is soos wat hy nou gestel is, werk hy vis baie hard om die lyn af te kry en dit maak hom moeg. Slabbe. Yes, dat is mooi. Ja. Nou kyk as jy net ek wat vis vang nie. Gareth ry gelok lekker in. En die hele rede vir wat ons hier kom doen, dit is ons oefen vir die proewe vir die naweek. En ek sê dit wat ons nou hier sien en wat ons ervaar is van kardinale belang, want al wat gebeur is as ons nou Saterdag begin is, jy begin met selfvertroue, jy weet wat jy wil doen, jy weet jou sisteme werk, jy weet waar om jy goed te gooi, en al wat jy doen is jy konsentreer op jou visvang. En dis hoekom ons oefen. Mense vra, ja, maar is net nog 'n vis. Dit is nie so nie. Lyne is baie belangrik, kleure en geure is baie belangrik, windpatrone, weer, alles speel 'n rol. Ons is besig om alles in 'n vangnet bymekaar te trek, om alles wat nie werk nie af te kap, en dit wat werk te gebruik. Ek het gesien jy wat van die vanoggend jou
voer gegooi. Ja. Jy het klomp verskillende kleure en geure goed saamgegooi en dit is vir my baie keer maak dit vir mense nie sin nie. Ja. En maak nie vir my sin nie want jy van baie keer sê Confusie vis. Jy jag die vis weg. Ja. Kyk in Hein, dis wat ek altyd sê en ek wil julle ouens wat baie boothengel weet, voer is koning. En die vis en bloemhof so konsentraat. Maar ons het alles gevoer wat werk. Ons het Black Widow gegooi. Ja. Ons het buddels gegooi en ek het tag gegooi. En ek het nou natuurlik groot bolle gegooi en ek dink daai vis is nou in daai area en al die reuke wat daar is komplementerend tot bloemhof. So ek dink dis maar net dit. Alles wat werk hier. Ja. So hulle is nou in die go. So ja. Let's try, let's see. Ja, jy pitch hulle nou, shot vir shot. Da nee, dit is 'n mooi dag, maar ek wil graag hê jy moet hulle begin pitch. Ek gaan nou kry. Ja. Nee, ek het vanoggend begin en nou kyk ek hierdie twee manne. Hulle gee vir my lelik pak slaag. Dan wil ek net my afstande seker maak want ek kyk op my afstand en ek hengel min of meer dieselfde afstand as dit hulle hengel, maar ek kry nie die vis nie en hulle kry vis, so dit maak nie vir my sin nie. So dan kyk ek net my afstand wat my afstande reg is. Dit is maar altyd goed om te kyk dat 'n mens jou afstande goed reg kry. Dat jy probeer, weet as jy jou rigting goed reg kry, dan gaan jou kolom goed ook reg wees. En ek het nou gekyk, ek het daai in se afstand gekyk en dit lyk vir my ek het naby daar by my stok op daai en so miskien was my afstande verkeerd vanoggend. So is altyd noodsaaklik om toe te sien dat jy probeer op 'n kolhengel. So kom ons kyk wat gebeur. Miskien werk hierheen ook want ek sien daai ene van my het nou gesak daar in die water in. So dit lyk of iets aan die gebeur is. Hier agter my hang my strop van my kortstokkie. So ek staan nou hier aan met my langer een. Hy het 6-7 minute gelê. Wat ek try doen is ek wil kyk of ek nie die kortstok ook aan die gang kan kry nie, want dit gaan my net die geleentheid gee om die vis vinniger te draai. Jy weet hier by bamboes nou hierdie dikker kaaps vat 'n rukkie om in te kom. So as jy 'n kombinasie van gewig vir quality en dan die klein visies vir quantity, dan dink ek gaan jy 'n wenformule hê hierso veral nou. So maar ja, op hierdie stadium is die tempo vinnig. Al wat ek nou doen op my korter stokkies, ek het 'n fluit met 'n bietjie flora in, 'n garlic super soft en dan onder het ek 'n plain red soft met daai garlic amandel deegie gesit. En ja, 'n bietjie kleur, bietjie truiser opgesit. Ons almal weet truiser maak lekker groen. Dat ek net gou hierdie inskep. So ja, hierdie voel nie soos 'n groot vis nie. Ek het hom ook nie regtig getrek nie. Maar groot of klein, hulle almal tel. Maar gemis, af is hy. Maar nou rook jy daai bol uit. Ja, dis al die mooiste klank as daai ding so. Een mooi kaap hierdie. Dit raak net lekkerder. Hierdie visie is altyd die hoekies in sy lyf. Dis hoekom hy nou so, wil amper sê, half emosieloos inkom. Want hy het hom so vinnig getrek, hy ander hoek wat agter gehang het hom ook in die lyfie. Maar dis nie die noodwendige slegte probleem, soos julle daar kan sien, een in die mond en een in die lyf. Maar dis beautiful vis. Hy is al breed. Nou wat interessant is, ek hengel nog die hele tyd met die wurmpie en hy het hom nie een keer opgetel nie. Nou is dit die tweede vis in 'n ry waar hy wurmpie optel met die garlic oozer. So hulle definitief nou so 'n bietjie 'n mindshift op aas.
Right, nou, wat ek vir julle ook wil sê van wanneer ou hierdie groter vis vang, is om nie die vis, ek wil dit nou sê, te tou of te forceer nie. So, al wat ek doen is, ek vat die stok, soos julle daar kan sien, trek hom egalig terug. Kyk nou daar, hy het my gestop toe ek hom nou trek. So ek trek hom egalig terug. Dit wat ek gewen het op die terugtrek, kontrol ek net weer vorentoe en ek trek hom rustig. En die rede daarvoor is, daai groot vis het 'n baie groot kopskit. So sou jy hom ruk en pluk, is daar 'n moontlikheid dat jy daai hoekie kan uitruk. So gebruik die remsisteem, gebruik jou stok, hou aan die egaligheid en jy sal daai vis baie vinnig wen. En so maak jy hom ook minder, ek wil amper sê jittery, as jy rustig raak met hom. Jo, mooi kaap. Yes. Mens noem dit 'n slap. Ek kom mooi daai kaap. Wanneer ek met die veertjie, moet julle onthou, hy het nou geen plekkie waar die veertjie indrukkie, so ek is baie lief om net vir hom so, ek noem dit 'n indent te maak. Nou sal julle sien as ek hom daar sit, dan sy klaar om die veertjie, dan maak ek hom net toe. So is jou spoed, wat in jou voer wil opsit, natuurlik baie vinniger, en daar sy. Kyk hoe vinnig sit ek daai voertjie om daai spring. Ja, uiteindelik het dit vir my die hele oggend gevat. En uiteindelik het ek hom nou, ek het net bly op dieselfde kol gooi. Ek het my maat is weer geoorvat en lyk my dit werk. Want die dieper een het nou ewe skielik aan die gang gekom. Op 105 het hy daar het hy nou opgetel, so is hoogtyd ook. Ek was so 'n bietjie bekommerd geweest dat hy nie gaan spoed vang nie, en toe, ek het sien, toe gaan hy. So ja, ek is baie dankbaar vir hierdie enetjie. Ek het aan 'n minderwaardigheidskompleks begin lei. Want hierdie twee manne hier langs my het hulle so 'n pak slaag gegee. Hier kom hy nou. Ek gaan nou probeer kry dat hy tussen die gras in kom. Kom hier die kant toe. Eens kyk of ons hom kan stuur. Nie te sleg nie. Nie te sleg nie. Kom nou. Uiteindelik. Daar sy. Joanna floutie. Met 'n klein amandeldiegietjie agter. Nou, Bloemhof het nodig dat jy jou goedjies so 'n bietjie moet opgradeer. So ek het natuurlik verlief geraak op die Hayabusa hoekies. Baie liever 'n nommer 14 en 'n nommer 16, maar hier het ek afgekom na nommer 12 toe. Die rede daarvoor is hierdie vis is nie skie om hoek op te tel nie. Hulle bekkies is klip hard en daai hoek steek hom elke keer as hy gekyk het vir daai aas en gewonder het sit hy. Ek dink hy het homself baie keer verwonder hoe daai hoek hom so maklik gesteek. So as jy nou regtig wil puntinerig raak en 'n hoek wil gebruik wat jou hou verhou gaan beïndruk en nie gaan drop nie, kyk asseblief na die Hayabusas in Japan gemaak en die Japanners maak goeie goed. Nou, as dit kom by visvang, is daar sekere goed wat baie keer werk en nie werk nie. Nou, Hein wat nou agter my rug is, hy bly in Bloemhof en hy verstaan hierdie dam baie goed. En ek dink die dam het hom so 'n bietjie onkant gevang. En hy het vir die eerste ruk het hy baie swaar gekry. En toe hy nou gaan reset en sy goedjies oordoen en behoorlik die afstande gaan uitmeet, toe begin hy visvang. So daar is hy besig met kom ek sê die derde of die vierde vis al, van niks vang af tot buite. So elke dam, elke stukkie water het 'n sleuteltjie. En wat ek bedoel by die sleuteltjie is het 'n manier wat jy goedjies moet doen. Jy moet altyd luister wat die vis vir jou sê. Moenie probeer slim wees nie, hulle lees nie boeke nie. As die vis vir jou sê, dis wat hulle soek, doen dit. Mense is nooit te oud om te leer nie. Weet jy net wat gebeur as jy jou maat is weer gaan reg kry van vooraf en net gaan kyk dat jy afstande kry en jy gooi teen jou klip vas. Dan kom jou vis meer konstant. So ja, dit help nog wel redelik baie. Hierdie voel nou na 'n beter enetjie as die vorige een. Ons sal nou sien sy draai daar voor.
binne af. Dis 'n beter klas vis, mooi vis wat uitkom. Ewen in die koue wat ons nou kry, maar ja, ek dink vir die manne wat gaan kompetisie goed hengel, dink ek gaan hulle 'n bol hê hier so by Bamboes. Alright, so ek het nou hierso, omdat ek koepitte saam die voer gesit het, soos ons weet, hier by Bamboes is daar groter karpe. Met die karp SA's is hierso. So dis nie nuut vir die vis nie. En so ek het net basies uit my voer uit 'n koepit gevat en ek het hom op die hoek gesit en die onderste hoek het ek dieselfde gehou. Daai super soft Floro garlic float met 'n DG. Ek het 'n change gemaak so deur die dag want ek wil jy weet ons draai 'n plan beraam en hierdie is bietjie verder gegooi want ek het hom maar geskat in daai area en hier is regtig 'n mooi vis aan. Hy het ook regtig nie lank gelê nie. So ek dink definitief die stadsou perre by Black Widow kombinasie is 'n moed op hierdie stadium, veral hierdie seisoen. Maar ja, ons sal nou sien of het hy die pit of het hy daai garlic super soft opgetel. Maar 'n mooi vis, definitief 'n mooi vis. Sal nou interessant wees om te sien wat sy hoekaas hy opgetel het. Jy weet, want ek meen ons het nou 'n change gemaak om te kyk. So 'n mooi kaap hierdie. Dit lyk sjoe. Hier's 'n skootertjie. Kom nou. Jy weet in hierdie groter kaaps, as hy besluit te gaan regs, dan gaan jy maar regs. Daar's nie. Dis gelukkig is hierdie remstelsel so sag dat is nog 'n mooi vis. Ja, daai super soft. Op skaal check hierdie. En daai super soft. Ja. Die rooi. Nee, die Floro een. Die garlic een. Jo, hier is 'n mooi vis. Alright, so ek het nou hierdie mooi kaap op hierdie Razor 2 11 voet gevang. Ek het vanoggend die plastiek van hierdie stok afgehaal. En wat 'n ongelooflike hengelstok. Dun blank, backbone, speel die vis mooi. Ek dink wat vir my die mees beïndruk van hierdie stok is hoe maklik hy gooi. Weet ek sit al hoe groter voerballe op en is asof met die groter voerballe net al hoe makliker in die klip kom op by 105 afstand. So jy weet 11 voet is 'n snaakse nommer. Want gewoonlik is dit 'n 10 of 'n 12, maar jy weet die voordeel van die 11 is jy kan terugkom 80, 85 toe en dis regtig 'n sagte, gemaklike gooi en dan as jy moet uitgaan 95 of 105 toe, kan hy dit doen en dan jy weet daai 95's nou in die wind speel nie meer regtig 'n rol nie waar jy met jou 10 moes hard gooi. Kan jy hom nog steeds strouk met hierdie Razor en gemaklik daai afstande raak gooi. So dis regtig impressive. Alright, kyk gou julle. Daar is die een oog, kyk hierso. So as julle al ooit gedink het 'n blinde hoenderpik raak 'n blinde vis eet ook. Kan dit eintlik dink jy hierdie vis is letterlik so lank van hy maak die unhooking station vol. Dis gesond, niks merke op nie. Die manne interfereer met ons middagete. Nou dis so 12:15. Hierdie visies eet nou regtig lekker, maar nou moet ek bysê die wind het nou gedraai. Hy kom vir my nou amper of hy ek wil amper sê meer suid. En hy's yskoud, so ek dink ons gaan so begin stadig maar seker om die goedjies op te pak. Dink ons het gesien wat ons wou sien, ons het 'n klomp vis gevang. Ons was baie bevoorreg geweest en die groter vis het later vanmiddag ingekom. So ek gaan gou hierdie enetjie skep en ons sal so 'n klein opsomming, my sond. Ons sal so 'n klein opsomming maak van
wat ons gedoen het van die dag, wat ons gesien het en wat die rede is vir alles. So kom ons gaan skep gou hierdie ou. Ja, daar is die hoeveelste vis en dis een ding van Bloemhof, karps is die oor is genoeg. En wat 'n ongelooflike lekker dag was dit. Weer het nie saamgespeel nie, wind het nie saamgespeel nie. Dit het gereën, dis koud, maar die vis het saamgespeel. En ek doen hierdie enige tyd, enige dag. Nou is dit so 'n bietjie vroeër in die DVD gesê, ons gaan vir julle opsomming gee. Julle kan sien hier agter, hierdie weer is nou regtig off the cuff, dis nou cool, dis 1 uur. Ek dink ons het 'n goeie dag gehad, so ek wil net vinnig met julle deurpraat. Kyk, dis die stroppie waarmee ek heeldag hengel, so julle daar kan sien, baie klein veertjie, baie klein gewiggie. Hoekies nommer 12's van Hayabusa, 'n lekker lang skaglyntjie. Ek het vir julle gesê van die voer en daar kan julle al die freebies sien. Kyk die pytjies en die goed. Ons het naderhand hier na die einde toe het ons letterlik 'n figuurlike put gevat om opgehak. En jy sal maar nie glo hy het al twee die hoeke in sy bek gehad. Nou dip vir die dag was vir my baie maklik geweest, dit was Legend geweest. En ek gaan vir julle daar wys. Dit was Legend, Black Widow en Jana. En op die ander kant het ek ook 2 botteltjies gehengel. Duivelsdrek, Parabay en Chop Chop. Fluities wat ons gebruik het is natuurlik Jana was die, ek wil amper sê die oorheersende fluit. En dan het ek die wasp flout gevat, hom ondergesit met 'n klein wit deegie. En dit was dit, en ek het genoeg konsentraat op die bol gesit. Natuurlik, Fairy Dust, algemene Mooiers caramel of vanilla custard poeier. En dit was die storie vir die dag. Nou afstand, die afstand wat ek gekies het, nou ek wil amper sê, hier kan jy vir jouself 'n afstand kies. Nou my afstand wat ek gee, omdat ons baie hengel, weet ek 'n 75 lyn reg oor die oewer is 'n baie goeie afstand. En die ander stokkie het ek op 'n 105 gehengel en die rede daarvoor is ook vorige ondervinding, want 'n 105 is nie so ver dat jy nie daar kan uitkom nie, jy kan nog steeds voer daar kry. Jy's nou van die skynskant van die oewer af op die plat gedeelte. So ek het probeer om hom baie sag neer te sit. Ons groter vis het ook daar uitgekom, so ek het 2 lyne gehengel, so ek sê 75. 105 en dit was my storie. Ek het dit net bly doen, repetories die hele tyd op dieselfde plek gooi, merkie aan die oorkant gehad en gesorg dat ek ordentlik aan die hakkie en hengel, dat ek kyk of ek op 'n baie klein kolletjie kan bly en kan hengel. Nou hulle sê altyd 'n slegte dag by die dames beter as 'n lekker dag by die werk. Maar ons het actually 'n lekker dag gehad, so pay vir julle daar. Mine, baie dankie vir al jou reëlings en altyd die bereidwilligheid. Hy het vir ons kom kyk, kan ons inkom, hy was selfs by die sloep, so hy het vir ons baie moeite gedoen en ek waardeer dit verskriklik baie. Dis wel vir vriende daar is my man. Dis wel vir vriende daar. en nou 'n handdoekie vir my geleen. En 'n handdoekie vir jou geleen. Gary, baie dankie. Well fished. Ons hoop Saterdag en Sondag doen ons goed, ons sal julle laat weet. Nou ek dink ons het 'n plannetjie so vinnig. Wat dink jy of jy vis het jy gevang vir die dag? Net so af te kap. Seker tussen 15 en 20. Ja, ek dink ook so. Jy weet so tussen ons het ons 'n klomp vis gevang en op die einde van die dag mooi vis. Kyk asseblief vir die DVD, ons leer elke keer iets. Ons het weer goed gesien, weer ander goed gedoen. En al wat ek net vir julle kan sê is jy kan nie genoeg voer in Bloemhof nie. Nee, groot dat die voerballe vandag vinniger geëet. Lekker. So, sien hy daarna, kyk na die DVD. Ons praat weer met julle. Cheers.